Almal vra, hoekom Manu as ons dan Mava het? Met die ontwikkeling van Mava was my uitdaging gewees om die wetenskap en die praktyk bymekaar uit te bring. En in 'n baie vroeë stadium van die ontwikkeling van die produk het ons besef, daar is iets baie meers in die wetenskap wat ons nie verstaan het nie en wat ons nie in lyn kan trek met net een produk nie. Aminosure kom voor in natuurlike vorm en aminosure kom voor in laboratorium vervaardigde wyse. En om hierdie goed bymekaar te sit is 'n baie gedetailleerde wetenskap waarvan ek self eintlik nog bitter min weet. 'n Simpel ding. Eers toe ek hierdie navorsing gedoen het, het ek vir die eerste keer besef hoekom ruik 'n vis soos hy ruik. Hoekom as jy jou hande was ure nadat jy gehengel het, dan het jy nog daai visreuk in jou hande. Dis 'n aminosure en dis hoekom by party damme se visse meer ruik as by ander damme. So daar's 'n baie duidelike definitiewe onderskeid tussen wat in die water gebeur en wat die visse se behoeftes is en dit wat ons vir hulle kan aanbied. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Toe ek Mava ontwikkel het, moes ek kies tussen garlic in sy natuurlike vorm en 'n ui in sy natuurlike vorm. Nou as jy hierdie twee produkte gaan ontleed, gaan jy agterkom as baie ooreenkomste maar ook baie verskille. En ek sal graag beide in die produk wil hê want omdat beide van hierdie twee produkte so groot rol in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse hengel gespeel het. Maar dit was nie moontlik nie want jy het 'n ekwilibrium wat jy moet volg by die ontwikkeling van die produk. Sit jy te veel dan hel jy na die een kant toe, sit jy te min dan hel jy na die ander kant toe. So jy moet op daai mespunt gebalanseerd wees. So Mava het ontstaan en ons het die garlic komponent gesit en so daar nou onthou daar's 18 verskillende bestanddele in Mava. En daai groepie bestanddele wat ons bymekaar gesit het toe die Mava gebring en die suksesse wat ons tot op hede gehad het dit reeds verduidelik. Maar toe ons nou Manu ontwikkel het, ek gaan kyk soos wat ek reeds gesê het, nou gaan ek nie weer na die garlic kyk nie, ek gaan die eie komponent vat, maar indien ek die ui vat, watter ander natuurlike komponente gaan nou die ui komplementeer wanneer dit kom by aminosure, proteïene en ensieme en spoorelemente. En dit is hoekom ons die twee produkte ontwikkel het. Dink daaraan soos die Noordpool teenoor die Suidpool. Albei hierdie pole het verskriklik baie ooreenkomste, maar daar is tog ook wesenlike verskille. Die een is in die noorde en die ander een is in die suide. Ons kan nie sonder die een en die ander een nie. So die gedagte wat ons gehad het van dag 1 af is, ons gaan Mava uitbring, ons gaan dit behoorlik toets en bevredigende resultate kry voordat ons gaan Manu enigsins oorweeg om mark toe te gaan, want dit is 'n nuwe konsep in Suid-Afrika. Wat ons wel gedoen het, terwyl Mava aan die gang was en sy ding gedoen het, het ons agter die skerms Manu getoets en daar het baie uitdagings gekom en daar was baie wysigings wat in Manu plaasgevind het voordat ons by hierdie finale stadium kon kom om die twee uit te bring. So ons gedagte is om hierdie twee uiterste komponente te gebruik, 7 basisvorme van pastas te ontwikkel saam met dit, en dan sal julle byvoorbeeld nou sien het Legends in ons hande gevat, want hulle het sekere geure en kleure en smake wat hulle graag ook wil verryk, en daarom het ons gesê, kom ons vat hande, want ons kan net die hengelpubliek se aanvraag bevredig en ons kan net hengel bevorder deur hierdie produkte ook in ander maatskappye se hande te sit. So dit word nie weerhou nie en daar's in geen stadium, geen vorm van kompetisie van hierdie twee produkte met enige ander produkte reg oor die wêreld nie. Daar's baie aminosure produkte wat in die spesie kan beskikbaar gestel word. My persoonlike mening is hierdie twee produkte is uniek, want dis nie net aminosure nie, hierdie is twee volledige rantsoene. Die verskil wat ons hier het, jy kan nie 'n rantsoen uitwerk vir 'n 500 gram karp en dit dan in 'n 15 kg karp se area gaan sit nie. Daai deel van die wetenskap gaan nog altyd vir ons 'n uitdaging bly, maar ons sit 'n volledige rantsoen daar in die water en ons gee vir die vis die geleentheid om self te besluit wat van dit wat hy in die natuur nodig het, gaan hy uit hierdie produk uitkom haal. En dit is waar ons uiteinde is om te verseker waar Mava op die dag dalk nie die bevredigende resultate gee nie, behoort Manu in te staan, of andersins Manu dalk en nie Mava nie, of die twee op die dag saam.
Persoonlik hengel ek met al twee. Ek probeer so ver as moontlik al twee akkommodeer en tot op hede het ek nog nie een van die twee kan sê ek het 'n gunsteling nie. Elkeen het op sy dag sekere resultate wat hy lewer wat my verstom, wat ek nie kan verstaan nog nie. Hoekom daai resultate spesifiek op hierdie produk vandag, maar dat die twee produkte hand aan hand loop, is dit definitief.